Goeiemôre julle almal, baie welkom by die kerk. Dit is so lekker om julle almal hier te hê. Baie welkom ook vir almal aanlyn. Ek hoop julle geniet die diens so saam met ons. Maar vriende, ons gaan vir die volgende 3 weke gaan ons gesels oor ek preek nou vir die volgende 3 weke op Sondag. Ek het Petrus gaan Kersdag preek. Ons nooi julle graag uit in ons oujaarsdiens. Maar vir die volgende 3 Sondae wil ek eintlik fokus eintlik maar oor Jesus. Nou, dit klink so al vreemd want ons praat altyd oor Jesus by ons kerk. Ons wil hê as jy uitstap met jy iets van Jesus geleer het. Maar ek dink 'n gesegde wat baie in hierdie seisoen gesê word, en julle sal dit al almal gehoor het, is die gesegde, He is the reason for the season. Dit is my beautiful. Dit is my beautiful sêding. Dit is so waar ook. Hy is die rede vir die seisoen, 100%. Maar my belewenis is dat dit is nie noodwendig altyd ons fokus in hierdie seisoen nie. Ons sê dit gaan oor Jesus. Maar my hart met die volgende 3 weke is dat ons sal fokus op wie hierdie Jesus dan is. Ek wil met jou praat oor die volgende 3 weke oor 3 spesifieke skrifgedeeltes wat 'n idee gee van wie Jesus is, en my hoop so in hierdie Kerstyd dat jy, as jy dink aan Kersfees, en natuurlik almal van ons het nou so gesing ook, maar my hoop is so dat almal van ons hart sal wees, Here, dit gaan oor U in hierdie tyd. Dit gaan oor U. Maar dat as jy sê dit gaan oor U, dat jy sal dink oor hierdie verskillende karaktereienskappe en waarhede rondom Jesus, en dat dit iets sal beïnvloed van hoe jy ook die Kerstyd saam met jou mense vier. En so die vers waarna ek vanoggend wil kyk is in Johannes 1 vers 14. Nou die hele eintlik eers in 14 verse praat eintlik maar oor Jesus en hoe hy mens geword het vir ons. Maar die vers waarop ek wil fokus is Johannes 1 vers 14. Daar was raamwerke by die deure, as jy hom nie gekry het nie, is jy welkom om my huis toe te vat vir notas. Maar Johannes 1 vers 14 skryf, die woord het mens geword en het onder ons kom woon. Hy het sy heerlikheid gesien, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En so party vertalings sê vol waarheid, vol genade en vol waarheid. En so ek wil vandag net oor hierdie 3 goed preek. Ek wil nie klomp goed gaan haal iewers, ek wil letterlik net hierdie vers vat en net jou herinner, as ons oor Kerstyd dink aan Jesus, die seun van die Vader, vol genade en vol waarheid. Dat dit iets in ons hart sal stir, iets van hierdie lied wat ons sing het van dankbaarheid, dat dit amper ons reaksie in Kerstyd sal wees, soos Here, ek kan nie anderster as om met 'n vol hart, met dankbaarheid, halleluja te sê nie. En ek wil dit eintlik opbreek oor wat beteken dat ons sê, hy is die seun van die God, hy is die seun van die Vader, wat beteken dat hy is vol genade en vol waarheid, en eintlik te evalueer, wat moet ons reaksie wees op hierdie, dat in hierdie Kersweek wat voorlê en Kersseisoen wat ons in is, dat dit ons reaksie sal wees. So ek wil graag vir ons bid en dan gaan ons met dit begin. Kom sluit die oë. Here Jesus, dankie vir wie U is, Here. Dankie dat daar 'n seisoen is wat ons kan vier, dat U gekom het, Here. En ek besef, Here, party van ons is nie altyd so gemaklik om Kersfees te vier nie, want dis nie noodwendig wanneer U gebore was nie, Here. Dit is nie regtig waar dit vir my gaan volgende dit gaan vir my meer oor ons vier U koms, Here. En my hoop is so dat ons as kerk, almal wat aanlyn kyk hier, almal wat die volgeling is, almal wat sê ons volg U, as ons sê U is die rede vir hierdie seisoen, dis tog waar hierdie reeks gaan. Mag ons lewe dit ook wys. Ek bid so, Here, mag jy elkeen van ons kom ontmoet vanoggend hier waar ons is. Vir party van ons is dit 'n wonderlike seisoen, Here. En ons geniet dit saam met ons mense. Vir party van ons is dit 'n baie vreemde, moeilike seisoen. En ek bid so, Here, dat U deur die Gees, Heilige Gees, so hier by elkeen van ons sal kom stil raak, Here. Mag U vir ons kom bewus maak dat U vir ons wil ontmoet waar ons is. Dat U vir ons wil help, Here, reeds omdat U die seun van God is. U is vol genade en vol waarheid. Wat vir ons so belangrik is in hierdie seisoen. Help vir ons in hierdie oomblikke saam, Here. In die woord in Jesus naam. Amen. Amen. Nou die seun van God is 'n term wat ons baie in skrif kry. Jy kry eintlik die seun van God, jy kry die seun van die mens. En dan is daar ander verwysings na hierdie 2 hoofterme gewees in die Nuwe Testament. In die Ou Testament se meerderheid verwys na die seun van God. Hier en daar is daar een wat verwys na die seun van 'n mens wat eintlik maar praat van die Messias wat kom. Maar ek wil nie eintlik teologies eintlik op dit fokus. Ek wil vir jou skrif wys wat vir ons herinner dat dit is wie Jesus is. Ek dink dis die belangrikste wat ek by hierdie punt wil uitkom, is dat jy sal verstaan dat hy is die seun van God. Nou, belangrik as ons sê hy is die seun van God, beteken dit nie hy is in ons menslike term, soos Linke my dogtertjie is, beteken dit dat Jesus so die seun van God was. Dis nie wat dit beteken nie. Ek wil vir jou duidelik, die seun van die mens verwys na Jesus as God, en Jesus die seun van God verwys na Jesus as God, en Jesus die seun van mens verwys na Jesus as die Messias en vol mens. En so hy was vol mens, Messias en vol God gewees.
Maar dan die seun van God is iets wat vir ons vreemd is. Ons wil amper dink dat dit was God die Vader, Jesus as seun wat amper die letterlike seun van God is, wat amper hom minder maak as God. Wat die bevraagteken is vir ander gelowe, maar is Jesus dan nou regtig God? Maar ek wil hierdie vir jou verduidelik, die ouens, die Jode in daai tyd het verstaan wat die seun van beteken het. Dis nie ons konteks, soos wat ons sal sê, Lenke is my dogtertjie nie. Dit was 'n groter koppeling aan eintlik waarna hierdie persoon behoort. Dit sê the phrase son of God means to be of the same nature as God, in other words, to be God. En so, wanneer jy so gesê het, iemand is die seun van, sou het meer verwys het na wat is sy natuur, as noodwendig die afstammeling. En so, toe Jesus homself voorstel as die seun van God, die seun van die Vader, wou die leiers hom steenig, omdat hulle verstaan het dat hy sê dat hy is God. En so belangrik, wat vir my hier belangrik is dat ons sal uitkom dat hy is die seun van God. Hy is wie hy gesê het, hy is. Want dit het invloed op die vol genade en vol waarheid. Ek dink ons wil begin eerstens dat God self bevestig dat Jesus is God. God die Vader bevestig dat Jesus is sy seun in hierdie konteks van selfe natuur. Dit is twee mooi geleenthede. Dit is eintlik so spesiaal. Die eerste geleentheid is toe Jesus net gedoop is. Matteus 3 vers 17 lees ons: daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En op die verheerliking in die berg, in Matteus 17 lees ons in vers 5, terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skadu oor hulle gegooi, en 'n stem uit die wolk gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. En so God die Vader self kom en sê, hoor hierdie Jesus, die vol mens, vol God, dit is my seun, dit is my selfe natuur, dit is ook God wie ek gestuur het. Nou, ek dink wat vir my belangrik is hier, is die vraag, hoekom het Jesus gekom as die seun van God? Hoekom het Jesus gekies, nie om as koning te kom, of as regeerder, of as, effektief was hy koning en regeringleier, maar dis nie ergens waar hy hom so definieer as Jesus nie. Hy definieer hom altyd as die seun van God. In Johannes 20 vers 31 lees ons dat met hierdie wondertekens, laaste vers, Johannes 20, sê dit, met hierdie wondertekens is beskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Messias wat beloof is, die Messias wat moes kom. Maar dan sê hy, met hierdie wondertekens is beskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God, sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. Hierdie is die bewys dat hy die Messias is. Hierdie is die bewys dat hy is die een wat kom om die sondes van die wêreld weg te neem. Die rede hoekom hy as seun van God moes kom, is dit was hoe dit beloof sou wees die Messias gaan kom. Die Jode se idee van die Messias was dat hy gaan die koning kom, of hy gaan as regeerder kom, of as leier, of as die hoofpersoon. Maar Jesus kom en hy maak hom eintlik die minste. As jy die hele storie van sy geboorte lees, ons doen nou die stories met ons dogtertjie so, dat daar nêrens van hom eens plek was nie. Hy het in 'n wêreld ingekom wat niemand hom gesoek het nie. En ek dink Jesus en God het dit so beplan, dat hy gekom het om die minste te wees, sodat wanneer hy die grootste werk doen, dat ek en jy wat ook dalk die minste in hierdie wêreld is, dat ons kan ontvang die groot werk wat hy vir my en jou kom doen. Maar hierdie vers in Johannes 20 herinner ons dat dit was beloof dat hy as die seun van God sal kom, die Messias. En wanneer ek en jy hom so aanvaar in hierdie seisoen, en hom so onthou, en met dankbaarheid hom so vier, is die waarheid rondom dit ook so waar, is dat wanneer ons in hom glo, in sy naam, dat ons die ewige lewe kan hê. Nou, die ewige lewe gaan ek op die 3de week oor praat, in die nuwe jaar, is aan ons Kerstyd, Jesus, hy het die rede vir die seisoen 4, is my hoop dat ons die nuwe jaar eintlik saam met hom met 'n ewigheidsperspektief sal wegneem. Eintlik sal begin, maar Hebreërs 1 vers 3 sê, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Herinnering, hy is ook God. Hierdie sê nie, Hebreërs sê nie, hy is die seun van God nie, hy erken hom as God. En dis wat die seun van God eintlik maar beteken. Jesus het gekom om die seun van God te wees, in die natuur van God te wees, wat dan ook self God is. Nou, ek dink, Filippense kom Paulus en hy skryf hierdie vir my baie mooi. Hy skryf Filippense 2 vers 6. Die eerste 4 verse gaan eintlik maar oor, ons moenie elkeen ons eie behoeftes dink en selfsugtig wees en net doen wat ons wil hê nie. En dan sê in vers 5, ons moet die gesindheid van die Here Jesus aanneem. En dan skryf hy vers 6, die gesindheid van Jesus. Hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder en hy was gehoorsaam toe tot aan die dood aan die kruis. En volgende week wil ek bietjie meer oor hierdie gesels,
sy dood en die vergifnis wat saam met die kruis gekom het. My hoop is so dat jy sal verstaan, as seun van God het hy gekom om die perfekte voorbeeld vir my en jou te stel. Paulus skryf hier, hy het homself verneder mens geword, en nie net het hy mens geword en slaaf geword nie, hy het homself verneder tot aan die dood toe, en hy was gehoorsaam toe, tot aan die dood toe. Hy het mens geword, die minste in sy omgewing, om vir my en jou 'n voorbeeld te stel, hoe lyk dit as ons leef as volgeling van Jesus? Hy het vir my en jou die perfekte voorbeeld kom stel op aarde. En so as seun van God, die karakter van God het hy mens geword en vir ons gewys hoe hierdie is hoe dit lyk as ons in verhouding met God leef. Nou as ons dink aan Kerstyd, is my vraag presies dit, is die manier hoe ek en jy Kerstyd benader, iemand wat gekoppel is en leef soos Jesus, en opgewondenheid rondom Jesus, of is dit nie? En my vriende, my hart is nie om Kersfees verkeerd te maak, my hart is nie om iemand wat sleg voel nie, my hart is dat ons sal sê, Here, kom ons maak seker dat U bly die middelpunt van Kersfees. Dis my hart met hierdie boodskappe. En so my hart is nie om enige vingers te wys of enige iemand sleg te sê of iemand is reg of iemand is verkeerd nie. My hart is dat ons sal onthou, Here Jesus, kom ons onthou wie U is. U is die God wat die perfekte voorbeeld kom stel het, U lewe neergelê het, vir ons kom wys het hoe om dit te doen. Kom help ons dat ons U sal volg. In Kolossense skryf Paulus, Kolossense 1 vers 15 sê, die seun, Jesus is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Dit gaan oor hom ons. My hoofse by die eerste punt sê onthou dat Jesus het as God mens geword, sodat ek en jy hom kan ken. En ek dink ek wil dit dalk bietjie meer persoonlik maak. Ek het die vraag gevra, hoekom moes hy mens word? Hoekom het hy die seun van God geword? Hoekom was dit die manier? Dit is my nog steeds 'n interessante vraag. Dalk 3 redes wil ek vir jou gee. En dis my eie redes. Ek kan nie sê dit kom uit die Bybel nie, ek dink dit val vir my in die verduideliking van hoekom hy daai karakter aanneem. En ek dink die eerste een is Jesus het mens geword sodat ons weer seuns en dogters vir God kon word. Jesus het die seun van God vir ons kom wys op aarde, hoe 'n verhouding lyk tussen 'n seun en 'n vader, sodat ek en jy 'n verhouding kan so hê met God die Vader. Is dat ek en jy as kinders, seuns en dogters van hom, so verhouding met hom kan hê. Ek dink die tweede rede hoekom Jesus daai vorm aanneem is, Jesus het mens geword sodat hy naby my en jou kan wees. Reg deur die evangelies. Gaan lees die evangelies as jy oor Jesus wil ken. Gaan lees die evangelies. Reg deur die evangelies lees ons dat Jesus wou by mense wees. Hy wou naby mense wees. Hy wou aan mense raak. Hy wou tussen mense wees. Ek dink so aan Matteus 9, wat ek nou by die volgende punt met julle gaan deel, waar Jesus so intentioneel teen dit gaan wat die mense van die omgewing gesê het is reg. Jesus het as seun van God naby mense kom bly, sodat hulle iets kon beleef van wat God wou gehad het ons met hom moet hê. Van wat God eintlik bedoel het tussen Adam en Eva en hom was, voor die sonde skeiding tussen hom en hom gebring het. Vriende, ek weet nie waar as jy in hierdie Kerstyd, my hoop is so dat jy sal weet dat daar is 'n God wat sy seun gestuur het. Jesus het God as mens geword, sodat ons naby hom kan wees. Dit is die grootste geskenk wat ek en jy kan ontvang, as ons sê, Here, kom wees deel, kom wees in beheer van my lewe. Kom lei my, kom help my, kom wees by my. Dis wat God kom doen het. Jesus het gekom sodat hy naby mense kon gewees het. En laaste rede is, hy wou nie net naby ons wees het, hy wou gehad het dat ons weer naby aan hom kon wees. En so by die kruisiging volgende week gaan ons baie oor dit praat, maar my hoop is so, as jy vandag hier sit en jy's alleen, of jy's eensaam, of jy sit nie op 'n mooi plek nie, is my hoop so dit is onthou Kerstyd herinner ons dat God by sy mense gewees het. Dis tog wat Immanuel beteken, God met ons. Hy's by ons, hy wil by my en jou wees. Mag ons so as ons Kerstyd vier, weer onthou, Here, dankie dat U by ons is. Nie net dit nie, dat U dit moontlik gemaak dat ons weer by U kan wees. Dat daar niks tussen ons staan nie. Een van my gunsteling verse Prediker 3 sê, God het 'n leemte in ons hart gelos wat net hy kan vul. Daar's niks in hierdie wêreld wat daai leemte kan vul nie. En God het gekom sodat hy daai leemte kan vul wat niks anders in die wêreld kan doen nie. The Amplified said, so God said eternity, a sense of longing in the heart of man, a sense of longing which nothing under the sun can satisfy except God. Mag jy so in hierdie Kerstyd weer dit beleef. Jesus, die seun van God, het gekom om mens te word, homself verneder sodat hy naby jou kon wees. En die prys betaal aan die kruis, vergifnis vir my en jou bewerkstellig sodat ek en jy weer naby hom kan wees. Mag jy naby hom wees in hierdie seisoen ons. Ek het in die week Psalm 73 weer gelees. En is my so mooi
Die opskrif sê, dit is goed om naby God te wees. My hoop is so in hierdie Kerstyd dat jy dit sal beleef. Mag jy Psalm 73 gaan lees, en net soos in Here, dankie dat dit is vir my goed om naby aan U te wees. Dankie Here dat dit vir ons moontlik is, dat ons in hierdie seisoen herinner kan word dat ons naby U kan wees. Die tweede ding wat ons eintlik dan hier lees, is dat die seun van die Vader vol genade, vol waarheid. Nou genade is iets waar ons baie oor preek. Dis ons leef in 'n seisoen in die kerk waar ons baie oor die genade en die liefde van God preek. En my hoop is so dat jy mooi sal verstaan, genade, ek het dit altyd gesê, genade is iets, jy kry iets wat jy nie verdien nie. En ek het eendag, ek sien sommer vir Dominee Jakob hier so, saam met hom net gesels, en hy het vir so 'n ander konteks gegee oor dit. Hy het gesê, dit is waar, dit is nie verkeerd dat jy sê, jy kry iets wat jy nie verdien nie. Maar genade is baie meer iets, die Here gee vir jou iets, wat jy nie verdien nie. Daar is niemand in hierdie wêreld wat vir my en jou iets kan gee, wat ons nie verdien, soos die Here nie. En so my hoop in die Kerstyd is dat ons onthou, Here Jesus, dankie dat U eerstens U self gegee het. Soos Filippense dit sê, en mens geword het sodat ek, Here, U kan ken. Dit is die grootste geskenk, nie wat U vir my kan gee nie, Here, dat ek U kan ken. En so, Johannes lees ons dat Jesus is vol genade. Nou ek het julle gesê, Matteus, is hierdie vir my so 'n mooi storie. As ons sê God het gekom om naby mense te wees, is die storie van Matteus, hoe Jesus hom geroep het, is een van die, ek wil nie sê die mooiste stories nie, al die disippels se roeping, hoe die Here hulle geroep het, is vir my baie mooi. Baie persoonlik, baie nice. Maar Matteus, ek dink baie van ons kan met Matteus vereenselwig. Matteus was een van daai mense, hy was 'n tollenaar geweest, bitter min mense het van hom gehou. Omdat hy mense besteel het en hulle was uitgeskel eintlik in die samelewing was dit die standaard aan hoe sleg is jy. As jy 'n tollenaar was, dan was jy baie sleg. En hulle het eintlik die maatstaf gebruik van hoe sleg is jy in vergelyking met 'n tollenaar. En Matteus, hoor hierdie, dit sê Matteus 9:9, terwyl Jesus daarvan weggaan, so Jesus het die bergrig doen hy klomp genesings. En van 'n genesing af stap Jesus en hy sê, terwyl Jesus daarvan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Dit is so mooi hierdie. Matteus, wat heel moontlik geen vriende gehad het nie. Niemand het van hom gehou nie. Niemand, dit voel vir my in ons konteks, as jy sê werk vir SARS, dan sê jy dit nie hardop nie, want mense is wel amper soos Eskom. Nee, jokes, kan nie Eskom sê nie. Dit is nie dieselfde storie nie. Dit is nie dieselfde. Maar Matteus het heel moontlik sy eie, hy was so gewoond daaraan dat niemand doen enige moeite met hom nie. En Jesus stap verby en hy sien hom sit, en hy stap verby hom, en hy sê vir hom, volg my. Nou, weer eens, in ons konteks beteken volg my amper, is 'n vreemde, is 'n weird ding. Dit was 'n algemene ding, dat as 'n rabbi 'n persoon raak gesien en hom gesê het, oor die volg my, dat hy erkenning aan hom gee, dat jy is goed genoeg om my te volg. En Jesus sê vir Matteus, volg my. Matteus, ek dink Matteus in hom daar moes iets in sy hart wees, wat moes geleer het, dit, geld en weelde, want hy was 'n baie ryk man geweest. Nie dat daar iets verkeerd is met dit nie. Hy het baie weelde gehad. Maar ek dink hy het besef dat dit op sy eie, wel dit in vergelyking met wie Jesus is, beteken absoluut niks nie. Dis wat Jesus ook sê. Matteus wat heeltemal in konteks van wêreldwysheid en weelde en rykdom heeltemal alles gehad het. Jesus stap verby hom en hy sê vir hom, volg my. En Matteus, hoor mooi is dit, hoor mooi is dit. Hy het opgestaan en hom gevolg. Hy het hom gevolg. Hy het sy goed gelos en gesê, hierdie is beter. Hierdie God wat naby ons wil wees, sien Jesus Matteus raak en hy volg hom. Vers 10 sê Jesus het by hom aan sy huis gaan eet. En baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Ek wonder so hoe die disippels opgetree. Ons kerkmense is ook baie keer maar nie heeltemal so reg met die Here nie. En ek dink hierdie disippels was dalk dieselfde. Ek wonder so hoe die disippels gevoel Jesus sê, ons gaan by die tollenaars en by die sondaar mense. Ons gaan by hulle gaan eet. Hoor mooi wat sê hierso vers 10. Toe die fariseërs dit sien, die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes, die ouens wat eintlik volgens standaard reg moet leef met die Here, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met die tollenaars en sondaars? Hoekom meng julle met die slegte mense? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Wat Jesus vir die fariseërs sê is, barmhartigheid beteken, die oordeel wat jy verdien, weerhou ek van jou. So barmhartigheid en genade werk eintlik hand aan hand saam. Maar wat Jesus vir die fariseërs sê, hierdie het by my groot waarde, is dat jy nie hierdie mense sal oordeel en die oordeel wat hulle verdien, vir hulle sal gee nie.
Maar dan sê Jesus iets mooi daarna. Hy sê, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ek wonder, Matteus wat daar mos gesit het, wat besef het hy is 'n sondaar. Hy het klomp mense besteel en hy klomp sy hele lewe lank mense besteel. Wanneer hy mos gesit het en gevoel het soos, Here, ek is so dankbaar dat U vir my gekom het. Ek wat 'n sondaar is, wat albei hierdie standaarde volbring. Ek's 'n sondaar en 'n tollenaar. Wanneer hoe moes Matteus hierdie gevier het, Kersfees? As ons Matteus moes vra, hoe sou hy Kersfees vier? Wanneer hoe sou sy ervaring gewees het? Sou dit geskenke gewees het? Sou dit skaapbout en malvapudding gewees het? Ek weet nie. Wel is baie vers skaapbout en malvapudding, moenie my skrif staan. Ek dink hy sou iets anderster van 'n waardering gehad het in Kerstyd, dat sy verlosser wat hom raak gesien het hom raak gesien en hom erken, en hom lief gehad, wou naby hom wees. Ek dink hy sou dit anderster gevier het, as noodwendig ek en jy. In Johannes 6:1 vers 16, bietjie 2 verse aan van ons hoofteks vanoggend, skryf Johannes, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wat deur Moses gegee is, die genade en die waarheid, God het die wet deur Moses gegee, die Ou Testament soos ons dit ken. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Vriende, daar's genade vir my en jou vanoggend. Dis die tweede ding wat ek so hoop jy in hierdie Kerstyd onthou. Here, dankie dat U vir my iets gee wat ek nie verdien nie. Dankie dat U U lewe gegee het. Dat U perfek geleef het en die prys vir my sonde betaal het, sodat ek U as verlosser kan ken. Dankie dat ek versoening met U kan beleef. Dankie dat ek vergifnis kan hê. Dankie dat ek vrygespreek kan wees. En die baptiste allitereer ons mos alles. So dis mos nou, ons het sy verhouding met hom gekry, ons het versoening, ons het vergifnis, ons het vryheid. Ons gaan vir ewig saam met hom leef. Here, dankie vir U genade dat U dit vir my gee, want ek verdien dit nie. Dit wat ek verdien, Here, is om in die hel van my sondes te brand vir die ewigheid. Maar in hierdie Kerstyd, Here, vier ek dat U gekom het, sodat U naby my kon wees, voor en na U kruisiging. Mag ons die genade van die Here Jesus onthou. In Titus lees ons die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. En soos jy hier sit vanoggend en jy ken nie die Here nie, ouens, het ek vir jou wonderlike nuus, die genade van die Here Jesus Christus, waaroor Kersfees gaan, het ook aan jou verskyn vanoggend. My hoop is so dat jy hom sal kies en sê, Here, ek wil U ken, ek wil 'n verhouding met U leef, ek wil saam met U verhouding hê, versoening, vergifnis en vryheid en vir ewig saam met U wees. Ek gaan aan, hy sê, hierdie genade voed ons op om die goddelose leefwyse in die wêreld se begeerlike te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te leef. Die genade van Jesus vriende in hierdie seisoen mag dit ons help, Here, dat ons met selfbeheersing, opregtheid en met godsvrug lewe as mense wat vir Jesus ken. Dit rig ons op. Maar dit sê terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, en dis nie Kersfees nie, ons. Dis waar Rian laas jaar gepreek het, dis die ewigheid van Jesus wat kom. Wanneer hy weer kom om ons te kom haal vir die ewigheid. Hy sê op daardie dag sal die heerlikheid van ons groot God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons geag as offer gegee en vir ons alle ongeregtigheid vrygemaak en ons van ons sondes te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om goed te doen. As ons genade in die Here Jesus vier in hierdie seisoen, ouens, is my hoop so dat ons sal onthou, Here, help ons dat ons ywerig sal wees om die goeie te doen. Die laaste vers sê, dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en terecht te wys en gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. My hoop is so as kerk, as ons sê ons wil die genade van die Here vier in hierdie Kerstyd, Here, help ons dat ons oor dit sal praat. Dat ons nie anders kan om so na Jesus toe te wys in die genade wat hy van ons bewys nie, dat ons nie anders kan om dit uit te leef nie. Mag ons hoop en ons opgewondenheid oor wat Jesus gedoen het en wat hy vir ons beteken en wat hy vir ons gee, mag dit die gewig dra vir ons in hierdie seisoen, soos ons Kersfees ook vier. En so die genade van die Here is vir ons belangrik, maar Johannes 1 vers 14 sê dat hy is ook vol waarheid. So reg deur Jesus se evangelie sien ons hoe hy genade op genade op genade bewys. Dis wonderlike nuus vir my en jou. Maar as die waarheid van Jesus nie saam met dit was nie, vriende, weet ek nie of dit 'n verskil sou gemaak het vir waar ons sou gegaan het nie. As Jesus nie vir ons kom waarheid bring het van waarmee ons besig is en die misleiding in hierdie wêreld nie, sou ons nie ons pad kon verander het en saam met hom die pad stap nie.
En so Johannes sê, Jesus, die Seun van God, is vol genade en vol waarheid. En so is die waarheid van Jesus nodig. En die waarheid wat Jesus gebring het, is hy het waarheid oor al die verlede gebring. Hy het al die woorde en profesieë rondom hom in vervulling gebring. Hy het waarheid gegee aan die hede, vir die ouens in hulle omgewing, en waarheid rondom hulle huidige omstandighede, en ook waarheid in die toekoms. En soos jy die Nuwe Testament lees, is dit wat ons sien. Ons sien waarheid oor die verlede, ons sien waarheid vir ons wat vandag van toepassing is, en ons sien waarheid oor die toekoms. En as 'n seun van God, kom deel hy vir ons die waarheid om seker te maak dat hy wil graag hê ons moet naby hom ook wees, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in ewigheid. En so Psalm 25 skryf Dawid, maak my u wil, Here, bekend, leer my u paai. Hy sê vers 5, laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u God is my redder, in u stel ek elke dag my verwagting. Mag ons in hierdie Kerstyd terugkom by Here, help ons dat ons in u waarheid sal leef. Dankie Here Jesus dat u mens geword het en vir u genade, maar help my Here dat ons in u waarheid wat u gebring het, dat ons aan dit sal vashou, dat ons volgens dit sal leef. Want Johannes kom en hy sê, hoekom moet ons in hierdie waarheid leef? Hy sê Johannes 8, vers 31, Jesus sê vir die Jode wat aan hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, aan hierdie waarhede wat Jesus vir my en jou gee, as julle aan hierdie woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. As ons aan die woorde van Jesus getrou bly, as ons doen wat hy sê, as ons soos die wyse man is wat ons lewe op die rots bou, omdat ons luister wat God sê, nie dit net hoor nie. As ons luister wat God sê, sê hy die volgende, is ons sy disippels. Dan is ons sy volgelinge, dan is ons kinders van God, dan is ons seuns en dogters van die Here. So mag ons terugkom in hierdie Kerstyd, sê Here, help ons dat ons nie net die waarheid hoor nie, maar dat ons in dit sal gaan leef. Hy sê die volgende vers, en hulle sal die waarheid ken. So wanneer ons die woord van God uitleef, sal ons sy disippels wees. Maar dan sê hy die vers wat baie van ons ken. Hy sê vers 32, en julle sal die waarheid ken wie Jesus is, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek dink baie van ons wil in die vryheid leef van Jesus. En so ons het 'n verhouding met Jesus, en ons het vergifnis ontvang, en ons het versoening met Jesus. Ons kom net nie vry van sekere goed nie. Ek dink omdat ons nie aan die woord hou van Jesus nie. Mag Kerstyd vir jou wees so 'n seisoen wees. Here, help my dat ek u waarheid sal leer, soos ons in Psalm 25 lees. Dat dit elke dag my verwagting sal wees, dat ek die waarheid sal leer, maar dit ook sal uitleef, sodat hierdie waarheid, hierdie Jesus, jou ook sal vrymaak. In Johannes 14 bevestig Jesus eintlik net hierdie, en hy sê vers 6, Johannes 14, hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En so hy is die waarheid, vriende. My hoop is so, as jy wonder wat's waar en wat's reg en hoe ons moet leef, is my hoop so dat jy sal sê, Here, ek gaan na u toe. As jy 'n Psalm wil lees spesifiek oor die woord van God, die waarheid van die Here, gaan lees Psalm 119, jy die hele vakansie. Dis baie lank. Maar dit is so 'n mooi Psalm rondom die waarheid, die woord van God, waarbinne ek en jy kan leef. Mag ons terugkom by dat Jesus is vol waarheid. En hy wil hê ons moet nie net die waarheid weet nie, ons moet ook in dit leef, want as ons in die waarheid van Jesus leef, beleef ons die vryheid waarvoor hy ook gekom het. Nou 'n vers rondom die waarheid, is 2 Timoteus 3 vers 16 en vers 17. Maar hoor mooi is hierdie, 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif, die waarheid wat ons in woord het, die skrif, is deur God geïnspireer en het groot waarde om 4 goed in jou lewe reg te kry. En die eerste ding is om ons in waarheid te onderrig. My hoop is so, as jy die mekaar is, of as jy wonder oor goed, of jy nie eers weet waartoe nie, is begin die Bybel lees, begin bid en vra vir Here, gee vir my wysheid in die skrif, sodat ek kan weet, wat is dit wat jy wil hê ek moet doen. Maar dit het waarde om ons in waarheid te onderrig. Wanneer ons hierdie waarheid onderrig gekry het, wanneer ons die woord bestudeer, leer ons eintlik hoe om dwalinge te bestry, die leuns wat die duiwel vir my en jou vertel, te bestry. Sê, weet jy, hier is die waarheid nie. Die leuns wat die duiwel vir jou vertel, van jy is nie goed genoeg nie, of jy gaan nie vergewe word nie, of jou sondes is te groot, of jy is te ver van die Here af, of niemand gee om oor jou nie, of jy is uitgewerp in hierdie wêreld en niemand is lief vir jou nie. My hoop is so dat as jy die woord lees, dat jy die waarheid sal leer, dat niks van daai is waar nie. Maar dit is die waarde wat die skrif het, is ons kan ons in waarheid onderrig, sodat ons die leuns kan weerspreek, die leuns kan bestry. Dit help ons om die verkeerde goed in ons lewe reg te stel, ons. As ek en jy kies om in die waarheid te leef, kan ons nie dit doen as ons nie bereid is om te verander nie. En so wanneer ons Kerstyd vier, my hoop is so dat ons sê, Here, U is die Seun van God, vol genade, vol waarheid. Help ons, Here, om naby aan U te bly, in die woord te bly, en die goed wat nie reg is nie reg te maak. Maar die laaste een is my so mooi. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te help om die regte lewenswyse te kweek.
'n vraag om te evalueer is, wat is die lewenswyse wat jy huidiglik in hierdie Kerstyd kweek? Wat is die lewenswyse wat jy uitleef? En eintlik terug te kom en sê, Here, help ons as ek U volg, wil ek dat U woord wat waarheid is, dat dit sal bepaal hoe moet my lewe lyk. En dan sê dit, wanneer ons hierdie regte lewenswyse kweek, is ons voorbereid. Hoor wat sê hierdie vers 17, sodat die man en vrou wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Sien vriende, wanneer die waarheid in jou lewe is, dan is ons toegerus vir elke goeie werk wat Jesus vir my en jou wil hê. Maar dis nie die fokus vir ons in Kerstyd nie. Die fokus rondom Jesus se koms is nie vir ons noodwendig dat ons in gehoorsaamheid met hom moet leef, of sy genade met dankbaarheid wees, of om dit erken as God nie. Die wêreld het dit so gedraai, Kersfees. En my hoop is so as kerk, vir almal wat aanlyn kyk, mag ons terugkom by hierdie Here, ons vier U as die seun van God. Vol genade, vol waarheid. Ons wil U genade met dankbaarheid aanvaar. En dit bewys deur in waarheid saam met U te leef. En so, ek dink die vraag vir my is, hoe reageer ons eintlik op hierdie skrif? Dat Jesus die seun van Vader, vol genade, vol geloof, vol waarheid. As ek dink Filippense 2, die tweede gedeelte van hoe God reageer teenoor Jesus, is 'n goeie aanmoediging vir ons, hoe ons in Kerstyd moet reageer. En dit lees soos volg, Paulus skryf, Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef. Hierdie is God die Vader se reaksie op Jesus se lewe, sy kruisiging, sy opstanding, sy voorbeeld. Is die reaksie van God die Vader is, ek gaan hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gee bo elke naam. Vers 10, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken dat Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Hier is God se reaksie. Is hy verhef Jesus tot die hoogste posisie. Hy gee hom die hoogste naam bo alle name. En hy erken hom as God, sodat almal in die wêreld in die ewigheid sal kan sê dat Jesus Christus is Here. Ek dink dit moet ons as kerk se reaksie ook wees. Here, help ons dat ons Jesus weer sal verhef in hierdie Kerstyd. Dat ons sy naam sal verhef. Dat ons wie hy is sal verhef, sodat die wêreld sal hom leer ken. En in hierdie wêreld eintlik al sal sê, Christus, Jesus is Here. Mag dit my en jou storie wees in hierdie Kersseisoen. So ek wil afsluit met hierdie vers. My hoop is so dat jy dit op 'n ander manier sal sien. Is een van die bekendste verse is Johannes 3 vers 16. Jesus het hierdie gesprek met Nikodemus van hoe moet ons gered word. En in die middel van hierdie gesprek sê hy hierdie baie bekende vers, is dat God bewys hoe lief hy die wêreld het. Ek lees dit vir jou in die boodskapvertaling. Hy sê God het bewys hoe lief hy hierdie wêreld het. Hy het sy unieke seun na die wêreld toe gestuur, sodat elkeen wat in hierdie seun glo, in hierdie seun, hierdie God, hierdie persoon vol genade en vol waarheid, nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd saam met God kan leef. God het nie die seun na hierdie wêreld toe gestuur om net vir almal te kom sê hoe sleg hulle is nie. Nee, hy het hom gestuur sodat mense wat sleg was weer by God kan uitkom. Vriende, ek en jy is almal sleg voor ons vir Jesus ontmoet het. So my hoop is so in hierdie Kerstyd dat jy sal onthou, hy het gekom sodat almal weer by hom kan wees. Mag jy bemoedig word met hierdie waarheid. Mag ons nie net bemoedig word as kerk nie, mag ons dit ook gaan uitleef. Mag ons gaan lewe as mense wat sê, Here, ek ken hierdie seun van God, wat sy genade aan my wys het, en wie se waarheid ek leef, sodat ek dit vir die wêreld kan wys, en hulle hom kan leer ken. Kom ons bid, kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons erken U vanoggend, Here, as God, as die seun van die Vader, Here. Dankie, Here Jesus, dat U gekom het voor hierdie tyd gaan, dat ons vier U geboorte, Here. Maar ons wil vanoggend vir U dankie sê, Here, dat U gekom het as God, en in die genade en in die waarheid vir ons kom wys het, Here, hoe is dit wat ons moet leef? Here, dat U vir ons kom bemoedig het en ons op 'n ander manier, 'n ander spesifieke manier kom lief het en aanvaar het. Genade bewys het en erkenning gegee het. En saam met dit ook vir ons riglyne gegee het en waarheid gebring het van hoe lyk dit as ons leef soos U wil hê ons moet leef. Ek bid vir my en vir elkeen van ons as kerk, Here, almal aanlyn. Mag ons hierdie Kerstyd dit onthou, Here. Mag ons dit vier, Here. Natuurlik vier ons U as kind wat gebore is uit Maag Maria, Here, wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Maar mag daar iets van 'n dankbaarheid in ons heers hierdie Kerstyd, Here, waar ons U as God en as genade en waarheid uitleef in 'n wêreld wat U nie so ken, Here. Mag daar iets in ons hart verander, Here, soos Titus sê, Here, dat ons op 'n sekere manier wil leef en optree en by sekere dade wil uitkom, sodat mense U in hierdie manier ook sal leer ken. Mag hierdie Kerstyd, Here, meer wees
as wat hierdie wêreld sê dit is. Mag ons vashou aan wat Kerstyd simboliseer, Here. Dit simboliseer U. Mag U die middelpunt wees van elke familiegeleentheid, Here. Mag ons wanneer ons donderdag Kersfees vier, Here, en dit is nou die dag wat ons dit vier, Here, mag ons oorweldig wees en uit dankbaarheid, Here, nie aan die ander kant sê, Here Jesus, dit gaan oor U nie. Mag U so deel wees van dit, Here. Ons nooi U so uit. Mag U ons op 'n nuwe manier kom bemoedig, Here, oor hierdie nuwe wonderlike geskenk wat ons in U het. Sodat die wat dit nog nie het, Here, dat hulle dit sal leer ken. Kom help ons as kerk, Here. Ek kom vra dit in Jesus naam. Amen.